wat ingeskakel is, mag die Here ook vandag vir ons regtig baie, baie ryklik seën. Kom ons word stil vir hom. Jesus, ons dink so daarin, daardie gebeure in Israel, toe u daar teen die berg opgeloop het, en gaan sit het om die disippels te leer. En dan dink ek ook aan Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berg. Waar sal my hulp vandaan kom? En ons kom sit vanoggend by u voete. Ons kyk op na u, daar waar u ook kom ons leer en met ons wil praat. Ons kyk op na u vir hulp en bystand en troos in al hierdie stikkende en seertye. Want u is ons God en ons loof u daarvoor. Amen. Ek groet u genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here met nog so 3 liedere. Heilig, 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 Heer God almachtig, groot is die troon, die is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefde, ryk genade, die troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser vir ewig, groot is die naam en die Vader, Seun en Gees. Grote God ons Heer, met die hele skepping, u wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns, want die buig nie tot ons neer. Heilig, 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 machtig en genadig, u was en is en sal vir ewig wees. Die almachtige Skepper van die hemel en aarde, van die grote heelal. Die Heer is verhewe bo almal, daar is niemand soos u nie. Is die enigste God, aan die alleen, behoort die mag Heer, en al die kracht en die grootheid, die rijkdom, die roem en die majesteit, aan die alleen, behoort die lof Heer.
En al die glans en die weelde, die wysheid, die eer en die heerlikheid. Amen, amen. Die almachtige Schepper van die heelal en aarde, van die grootste heelal. En die Heer is verheerlijk bo almal, daar is niemand soos U nie, is die enigste God. Amen, amen, verhoor die mag Heer, en al die kracht en die grootheid, die rykdom, die roem en die majesteit. Amen, amen, verhoor die lof Heer, en al die glans en die weelde, die wysheid, die eer en die heerlikheid. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Die wilde van die Heer, verkleed majesteit, die hele aarde juist, die hele aarde juist. Hy keer homself en lucht, en duisternis vervlug. Begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, onze hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin in die einde, begin in die einde. Die Godheid Heer, o Vader, Gees en Seun, die nieuw en die naam, die nieuw en die naam. Hoe groot is ons God, onze hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Want hy sien naam bo elke naam, waardig is die naam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Want hy sien naam bo elke naam, waardig is die naam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, onze hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Here,
Ons wil ook in gebed aansluit by dit wat ons so pas gesing het. Hoe groot is ons God? Here, dis ons anker, dis ons hoop. Want Here, in hierdie donker, stikkende wêreld, wat dit soms voel of alles deur mekaar is en mens bekommerd is oor die toekoms, dan weet ons die een ding wat vas staan, is dat U is ons God. En U is die magtige, groot God wat alles geskep het en alles onderhou. U is die God wat ook die wêreld in U hande hou. Ja, al voel dit soms vir ons asof dit nie so is, dan weet ons, nasies en volke en mense kan spook en doen wat hulle wil, maar op die ou einde is dit net dit wat U toelaat. En U kan 'n woord spreek en nasies uitdel. Dinge verander. En dis wat ons pleit. En begin dan nou ook vanoggend hier in ons eie lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, neem die plekke in en dan vir al ons klein maatjies, julle is baie welkom om uit te beweeg, asseblief. Dan die Madeleine gaan julle daar kry. Ons sien net ook vir haar kans vir al ons klein maatjies om ook net uit te beweeg. Daar sê baie dankie, waardeer. Die bergpredikasie, daar is soveel wat ons kan sê, ook daar rondom, en jy moet asseblief ook daardie uitdeelstuk gaan lees. Ek wil al net begin om 'n paar algemene dinge te sê oor die bergpredikasie. Ons begin, as ons gaan kyk wat staan daar in die eerste verse, dan staan daar toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer. So die prent wat ons kry van die bergpredikasie is, dis redelik aan die begin van Jesus se bediening hier op aarde. Hy het sopas ook sy disippels geroep, hulle is bymekaar, hy begin met sy prediking, en daar het soveel mense na hom toe gekom en gestroom, dat daar 'n skare was. En dan lees ons dat Jesus teen die berg opgegaan het. En dit is baie interessant, want daardeur probeer die skrywer Matteus 'n baie nou verband kom trek tussen Moses in die Ou Testament, Moses wat teen die berg opgegaan het, waar hy vir 40 dae was en die 10 gebooie ontvang het en weer afgekom het. En dis die gedagte wat ons hier kry van, nou kom Jesus, en hy stap ook, klim ook teen die berg uit. En daar teen die berg, sodat al die mense, daai duisende hom kan sien, want ons weet, daar was duisende, want nie lank na hierdie, het Jesus die vermeerdering van die brode en die visse gedoen, en toe was daar net 5000, net die mans alleen. En dan gaan sit Jesus, wat 'n tipiese beeld wil uitstraal van iemand wat leer. Dit is so 'n bietjie anders as die beeld wat ek en jy het. Dit wat ons het is dat die onderwyser staan voor die klas en hy of sy gee klas. So in ons prent is die dosent of die onderwyser, ja selfs ook in 'n erediens, is dit die dominee wat voor staan en hy preek en hy bring 'n boodskap, maar daardie tyd
kry ons baie meer die beeld van wanneer ek iemand leer, is kom sit hier by my. Nou, dan kan ek nie anders dink as daar op die plaas, wanneer my pa se pleegpa was baie lief vir stories vertel, en ons kinders het altyd, as ons daar by hom gaan kuier het ons so om hom gesit. En 'n mens kry baie die beeld, kom sit hier by my. En dan kan hy stories vertel. Ongelukkig is dit elke dag dieselfde stories. So later, hoe groter ons word, het ons nou maar probeer wegkom van hierdie stories af, want jy het dit geken. Maar dis die beeld, kom ons sit om 'n tafel. En dit was vir my so lekker ook met die Mighty Men, met Miller wat hier op die stoel gesit het. Ek het gedink, ek en Frits moet dit ook begin doen. Weet, jy moet onthou, ek raak ook oud. En sal nou lekker wees om hier te sit en te preek. Maar dis die beeld, kom sit en luister. Jy wil praat, en dis wat ons hier kry. Jesus het opgestap teen die berg, en dan toe het hy daar gaan sit, en sy disippels het hier om hom gesit, en al die mense verder het hulle gesit en geluister na die bergpredikasie. Matteus is die enigste skrywer van die evangelies wat hierdie bergpredikasie het in hierdie vorm. In Lukas kry ons baie van hierdie elemente, maar dis versprei oor die hele Lukas evangelie, terwyl Matteus dit kom saamvoeg as 'n eenheid. En die hoofding waaroor dit in hierdie bergpredikasie gaan, het gegaan oor die koninkryk van God. Hoe lyk ons? En dis ons tema vir Pinkster ook. Hoe leef ons? Hoe lyk ons binne die koninkryk van God? So een van die hooftemas van Matteus, God se koninkryk. En dan kom Matteus en hy probeer met die bergpredikasie die klem laat val op hoe lyk hierdie koninkryk, want hierdie koninkryk lyk anders as die Ou Testament. In die Ou Testament was dit die Jode, dit was die wet wat nagekom moes geword het, wat hulle op die letter gedoen het. Dit was 'n uiterlike godsdiens met al die offers wat gebring moes word. Terwyl nou die nuwe koninkryk van God, die ewige koninkryk, lyk anders. En vanoggend lees ons dan juis by die saligsprekinge, lees ons juis dan ook, hoe moet ons leef binne hierdie nuwe koninkryk? Volgende Sondagoggend gaan Frits stil staan, en dan gaan hy met ons deel die opdragte wat ons het as koninkryk van God in hierdie wêreld. Julle is die lig, die sout, daardie opdrag, wat moet ons doen, hoe leef ons, dan nou ook in die wêreld. So laaste gedagte wat ek graag wil uitlig, julle kan al die dinge gaan kry in die uitdeelstuk. Wat belangrik is dat Jesus die Ou Testamentiese wet kom stel teenoor die Nuwe Testamentiese interpretasie. Jesus het gekom om hierdie Ou Testamentiese wet te vervul. Nie tot nie te maak nie, te vervul en 'n nuwe inhoud, 'n nuwe betekenis daaraan te gee. So die hele bergpredikasie gaan daaroor, ons lyk anders. Ons leef anders. Dis nie 'n koue wettiese godsdiens van mag nie, moet nie. Maar dis 'n lewe van 'n intiem persoonlike verhouding. Nou kom ons kyk in die woord. Ek het nou die eerste 2 verse gelees, maar kom ons begin daar by vers 3 by die saligsprekinge wat ons dan nou ook daar kry. Vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is.
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is wat julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons lees net tot sover. Kan ek vanoggend vir jou vra, wat maak jou gelukkig? Wat maak dat jy werklik by 'n punt kan kom en kan sê, wow, ek is gelukkig. Kyk, as ek dit vanoggend vir Andrei Dinker vra, dan sê hy vir my, ek het nie geweet, dit is so erg om 'n oupa te wees. Hy sê, daai klein mannetjie het die hele lewe verander. So hy gaan nou 10-1 vir my sê, geluk is om daai mannetjie in my arms vas te hou. En nou is daar al 2, so ek weet nie of daar plek is vir al 2 van hulle nie. Geluk. Is jy gelukkig? Kom ons dink, toe ons op skool was, jy gelukkig as jy jou punte kry en jy sien, jy het hard gewerk en nou wys hierdie punt, jy het goeie punte en jy is so dankbaar daaroor. Jy is gelukkig. Is jy gelukkig as jy daar by die viswater sit en is so rustig en kalm, en jy beleef iets van die skepping? Is jy gelukkig daar by die see met die branders wat breek en jy net sê, wow, hoe wonderlik is God? Is jy gelukkig as dit goed gaan met jou lewe? As jy regtig kan sê, weet jy, ek is so gelukkig, alles is in plek. Maar ek dink een van die grootste redes van geluk is natuurlik ook in verhoudinge. Is jy gelukkig in terme van jou huweliksverhouding, in terme van die verhouding tussen jou en jou kinders en met jou kleinkinders? Ons sê so baie keer in vandag se tyd, ek is op 'n goeie plek in my lewe. My vraag vandag aan jou is jy op 'n goeie plek in jou lewe? In hierdie saligsprekinge lees ons dan spesifiek ook 'n baie belangrike ding. Hier kom God self en hy kom verduidelik vir ons wanneer is ons regtig gelukkig. Want die naam saligspreking sê eintlik alles, want wanneer hy sê salig is die, en ons gaan kyk so 'n bietjie na die Griekse woord, dan gaan dit oor uitbundigheid. Is jy, as ons dit letterlik vertaal, is jy uitbundig gelukkig? Nou kom hy en dan sê hy,
'n paar keer dieselfde, salig is hy, kan ek sê, uitbundig, gelukkig is hy. En dan noem hy alles wat maak dat ons gelukkig kan wees. 'n ander vertaling sê, dit gaan goed. Ander sê, welgeluksalig, daar die ou Hollandse vertalings, welgeluksalig is die. Die woordjie hier vir geseënd, makarios, uitbundig geseënd, dit wys oor genade. Dit sê iets van, dis nie iets wat ek voor kan werk nie, maar dis hierdie toestand, hierdie goed gaan met my lewe, omdat ek onder heerskappy staan. En dan begin hy met die eerste ene, as hy sê, geseënd is die, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Van die ander vertaling sê, hulle wat arm van gees is. Dit gaan hier oor 'n toestand waarin jy jouself bevind, 'n toestand van geestelike nederigheid, 'n toestand van wat daardie fariseer nie verstaan het, toe hy gegaan het om te bid, en hy slaan op sy bors, en hy vertel hoe goed is hy, terwyl die tollenaar daar ver een kan staan, en uitroep, Here, wees my genadig, 'n arm sondaar. Geseënd is hulle, wat weet, hulle het God nodig. Hulle wat arm en naak voor hom staan. Ek kan niks wegsteek. Here, U ken my. Dis iets wat 'n mens beleef ook in Psalm 51 met Dawid se gebed oor sy sonde. Daardie gebrokenheid, Here, U ken my vanaf my moeder skoot. U weet alles van my. Dit dui nie op 'n fisiese armoede nie. As ons lees arm van gees, dit gaan nie oor finansiële armoede of 'n fisiese armoede nie. Nee, dit gaan eerder oor 'n geestelike nederigheid, 'n afhanklikheid van God. Ek wil vandag 'n baie belangrike ding om uitlig, en dit is, baie skryf oor hierdie vers 3 en sê eintlik is dit die opskrif van die hele bergpredikasie, en eintlik moet ons hom lees by elke een van die perikope in hierdie gedeelte, want dit gaan daaroor, as ek nie weet dat ek God nodig het, sal ek nooit in die koninkryk van God kan inkom. Wie ontdek verlossing? Wie aanvaar Jesus as verlosser? Wie kom na God toe met sy hele lewe? Juis die wat weet hulle het hom nodig. Die grootste gevaar in mense se lewens wat keer dat hulle by God uitkom, is 'n eie geregtigheid, daardie gevoel van ek het God nie nodig nie. Dink aan jou duiwel wat in opstand gekom het teen God in die hemelryk, want hy wou God wees. Hy het God nie nodig, hy wil nie 'n engel wees nie, nee, hy wil God wees. En dink aan Adam en Eva toe jou duiwel by hulle kom. Wat sê hy vir hulle? Hy vertel nie vir hulle hoe mooi is daai vrug nie. En hoe soet is hy nie. Hy sê vir Adam en Eva, God is bang dat as julle van daai vrug eet, dat julle soos hy sal wees. En dan lees ons die woorde, en dit het aanloklik gelyk. Daar was hordes ander vrugte wat hulle kon eet. Ek wil God wees. Die New Age beweging sê,
Jy is jou eie God. Jy het God nie nodig. Die begin, en as ons gaan dink aan daardie stappe van geloofsredding, van salvation, die redding van mense, waar begin dit? Waar begin jou en my redding? Dit begin daai oomblik wat ek besef, ek is op pad hel toe, ek het God nodig, en uitroep, Here, help my. Vriende, as jy nog nie by daai punt was nie, dan beteken dit dat jy nog steeds dink, jy het hom nie nodig. Jy is okay. Ja, ons gebruik hom baie keer, net as ons in 'n krisis is, of dit finansiëel nie goed gaan nie, en ons op die grond is, en dan roep ons uit, Here, nou moet U help, Here, voorsien, Here, U moet daar ingryp, Here, U moet dit doen. Ons is vinnig om met ons aardse nood na hom toe te kom, en ons gebruik hom soos 'n spaarwiel. Maar die belangrikste rede, Here, ek het U nodig, want ek is op pad hel. Ek het U nodig, want as ek vandag sterf, weet ek dat ek in die hel gaan wees. Een mens kan nie anders, gemeente, mens kan nie anders as om in hierdie tyd, waar daar soveel mense is wat dood is, en by dit wat ook hier in ons gemeente, skoolmaat van my, wat ook net in mekaar gesak het en weg is. En dan sê so bewus van dood, en van hoe vinnig dit kan gebeur. Dis nie noodwendig 'n lang siekbed nie, maar dis baie keer so skielik, dat jy nie gereed is, en dat jy nie kan voorberei nie. Daarom hierdie woorde, gelukkig, uitbundiglik gelukkig, is hulle wat weet, dat hulle God nodig het, en dat hulle nie sonder hom kan nie, dat hulle op pad hel toe is. En sy verlossing kom aangryp. Want dis wat ons hier lees, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hulle het die ewige lewe. Hulle is deel van die koninkryk. Nikodemus vra, Here, sê vir my, hoe kan ek in die koninkryk van God ingaan? Dan sê die Here vir hom, Nikodemus, dis eintlik baie maklik. Jy moet weer gebore word, en dan word dit wat maklik is, word vir Nikodemus 'n hengse probleem. Want dan sê hy, Here, ek is 'n ou man, hoe kan ek in my ma se moederskoot ingaan? Dan sê die Here, wil jy verstaan nie? Dis asof die Here wil sê, hoekom wil julle alles na die fisiese toe vat in terme van wat jy moet doen? Hy sê nee, die wedergeboorte is deur water en gees. Die wedergeboorte is dit wat God in jou lewe werk. Al wat jy moet doen, Nikodemus, jy moet dit besef, jy het hom nodig, en dat jy op pad hel toe is. As jy vandag vir jouself afvra, het ek die koninkryk? As ek nou sou sterwe, wat gaan van my word? Jesus sê, of Johannes skryf, Johannes 5 vers 12 en 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Hierdie brief het ek geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die koninkryk van God het, julle wat in die seun van God glo. Julle wat gebuig het voor hom, afhanklik voor hom is. Die tweede,
Wat ons lees is geseënd, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die wat treur. Weereens, daardie woordjie treur, dit beteken letterlik 'n sterk emosionele rou. Dit beteken om werklik te kan huil oor die seer en die pyn. Die geestelike treur oor sonde en die stikkendheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Die treur van 'n Jesus wanneer Jerusalem ingaan en sê Jerusalem, Jerusalem, hoe het ek nie begeer om jou by mekaar te maak soos 'n hen na kuikens, maar jy wou nie. Die treur oor jou eie sonde toestand. Die treur, die stikkendheid, gebrokenheid oor 'n man of 'n vrou wat nie Jesus ken nie, oor kinders wat jy sien, wat op verkeerde pad is en hulle wil nie luister nie. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie vertroosting kom net van God af. Dit is net hy wat werklik kan troos. Het jy al voor God kom staan, stukkend en gebroken, oor dit wat jy gedoen het, oor wat jy verkeerd gedoen het, want hierdie vertroosting wys na twee kante toe. Aan die een kant, daardie troos wat ek en jy vandag het. Maar ook die troos van eendag in 'n ewigheid, waar daar geen pyn of seer of siekte, niks van is nie. En is net God. Ons het donderdag Hemelvaart, waar Jesus vir sy disippels sê, ek moet gaan, om vir julle plek te gaan voorberei, maar ek sal my Vader vra, en dat hy sy Gees, die Trooster, sal stuur, om by julle te wees. As ons dan sê, geseënd is die wat stukkend gebroken is, oor hulle toestand en die toestand van die families en die gesinne en van die wêreld, kom hy en dan sê die Here, maar ek het vir julle 2000 jaar gelede die Trooster gegee om by julle te wees. As jy stukkend gebroken is, kan jy vandag weet, binne jou is 'n Trooster wat jou sal vertroos. Baie keer mense wat deur krisisse gaan, dan sal sê, ek weet nie hoe het ek dit gemaak nie. Ek weet, want jy die Trooster met hoofletters in jou lewe. Gelukkig, geseën, die derde een is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dit beteken, as hy sê gelukkig is die sagmoediges, dit beteken nie 'n swakheid of passiwiteit nie, maar eerder 'n beheerste krag. Hoe kan ek dit verduidelik? Dis baie maklik om hierdie groot en sterk man te wees wat in 'n oomblik wanneer jy getempteer word om jou krag te wys en te slaan en te wil terugkry en jy's mos hierdie man. Dis maklik. Weet jy hoe maklik is dit? Dis so maklik soos om net die sondige natuur binne jou vrye teels te gee en daardie natuurlike sondige jy kom van self. So dit gaan nie
as hy sê jy moet sagmoedig wees, gaan dit nie om 'n swakkeling te wees nie. Nee, dit verg juis krag om in sulke omstandighede sagmoedig te wees. 'n Sagtheid binnekant jou. Gelukkig is hy wat nederig is en nie selfverheffend. Gelukkig is hy wat nie gewelddadig of aggressief is nie. Maar uit hom uit net 'n sagtheid straal. Manne, ons het geleer met Mighty Men. Man het 'n storie, 'n man kan ook huil. Die Bybel praat van teenoorgestelde. Ons dink, ons is so groot geword. Ons dink aan daardie gedig, ek hou van 'n man wat sy man kan staan, wat sy oog nie wyk. Ken julle, ek kan nie eens meer onthou nie. Die oueres moet my help, dit was 'n gedig op skool. Wat sê God? Ek hou van 'n sagmoedige reus, wat die innerlike krag en sterkte het, om in die ergste denkbare omstandighede sag te bly. Want sulkes sal die aarde beerwe. Ja, ons het die oorvloed in hierdie wêreld waarin ons leef, die wete dat God by ons is. Maar ook eendag die ewige lewe. Dit kos 'n man. Kan ek dit maar sê ook, dit kos 'n vrou. Wat 'n innerlike krag en sterkte het. Wat kan vasstaan. Dit kos Stefanus wat met klippe doodgegooi word. En kan bid, Vader, vergewe hulle. Dis 'n man. Jesus wat aan die kruis sterwe, Vader, vergewe hulle. Die eerste 3 saligsprekinge het spesifiek gegaan oor ons nood, innerlike nood. Die volgende paar gaan oor dit wat reg is. En dit is wat ons dan kry, die volgende een sê, gelukkig is hulle wat honger en dors. Weet jy hoe dit voel om dors te wees, om honger te wees, want jy weet daar is niks. Jy's nie by water nie, jy's in 'n woestyn en jy dors en jy begeer om net water te kry, soos wat daardie ryk man in die hel sê, stuur net vir Lazarus om die punt van my tong te kom nat maak. Dis dors. Gelukkig is hulle wat daardie intense, dringende begeerte het. Na dit wat reg is. Ware geregtigheid. Iemand wat soek na regverdigheid, geregtigheid. Dit gaan hier oor 'n persoonlike geregtigheid, 'n heilige lewe in gehoorsaamheid aan God. Want jy sien, en dit is so belangrik, dat geregtigheid is nie 'n menslike geregtigheid nie, want 'n menslike geregtigheid
is dat ek moet die oorwinnaar wees, ek moet die sterke wees. Nee. 'n menslike geregtigheid, 'n leuen op jouself. Ek het niemand nodig nie, ek sal self my saak beredder. Goddelike geregtigheid. Toe ons, die oomblik wanneer jy Jesus as verlosser en saligmaker aanvaar, dan vat hy hierdie sondelas, hierdie rekordboek van sonde, vat hy weg van ons af. En hy spyker dit aan die kruis. Ons het in Kolossense daarvan gepraat. En wat doen hy? Hy plaas in ons sy geregtigheid. So die geregtigheid wat ek nastreef, is hierdie goddelike geregtigheid. Wat beteken dat ek in die regte verhouding met God lewe. Want my verhouding met hom is deur Jesus Christus regverdig gemaak. Dit gaan oor sosiale geregtigheid, dat ek reg optree teenoor ander mense. Dat ek nie neerkyk op mense, dat ek nie op die ou einde ander mense laer as myself ag nie. Dit gaan oor God se geregtigheid. Dit wat hy in jou en my lewe kom plaas. Hulle sal werklik versadig word. Hulle sal volgemaak word. Wat maak jou gelukkig? Kyk na elkeen van hierdie punte. Wat maak jou gelukkig? Wat jou en my gelukkig maak, is die geregtigheid van God om dit na te jaag. Want Jesus het dit in my ingeplant en daarom moet ek dit gaan leef. Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit wat ons in Christus het, as wedergebore kinders van die Here, moet ons nou gaan uitleef. Dit maak 'n mens gelukkig. Gelukkig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Gelukkig is hulle wat in hulle hart genade en medelee en ontferming het. Partykeer dink ek, ons sukkel daarmee. Want ons kan baie maklik vir mekaar sê, ek dink aan jou. En weet julle wat, WhatsApp het dit nogal baie makliker gemaak. Dit is baie maklik om, as iemand vir jou sê, luister hierso, ek is siek, dan is dit baie maklik om, wat sê 'n emoji te stuur, dis mos 'n emo, met handjies. Emoji. Emoji, skus, ek ken nie goed. Om net 'n handjie te stuur en te sê, nie eens te sê ek dink aan jou nie, die handjie moet mos nou alles sê. Of 'n gesiggie met trane wat loop, ek voel saam met jou. Is dit barmhartigheid? Is dit om te gee? En ekskuus, as ek dalk nou vir ietsie gaan sê, dis baie maklik om 'n uitreik aksie te wees as daar nood uitgelig word op die uitreik aksie om te sê, daai een is siek, daai een het daardie krisis. En dan is dit maklik om in my huis te sit en net handjies te stuur. Hulle soek nie handjie nie. Hulle soek dat jy in jou kar klim en by die hospitaal gaan stop en by hulle bed gaan sit en vir hulle gebed doen. Om regtig uit te reik, om
iemand wat swaar het, geliefd daar in die dood af te staan, net daar te gaan wees. Jy hoef niks te sê nie. Maar net te gaan sit. Vergifnis, hulp, 'n sagte hart. Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Jesus sal aan hulle self die barmhartigheid bewys. Hulle sal vergifnis ontvang. God sal na hulle omsien. Hulle sal sy genade beleef. Verontskuldig ons onsself nie te veel. Te sê, ag, ek kan nie. Ons het so baie tyd. Ons raak so vasgevang in ons eie lewens. Ons raak so vasgevang in die gejaag van ons eie lewe, dat daar geen tyd en plek vir God is. Dat daar geen tyd en plek is vir mense. En dit gaan om my en my lewe. Gelukkig is hulle wat rein van hart is, suiwer, opreg. Maar so baie keer mense sal sê, "Ag, daai persoon het dan 'n mooi hart." Het jy 'n mooi hart? Die hart was die sentrum in die Bybelse tyd, die sentrum van die emosie, die gevoelens van hoop, van krag binnekant jou. Wat is in jou hart vandag? Baie keer is 'n mens se hart so vol van jouself, so vol van jou eie dinge, so vol van jou eie seer, van jou eie pyn, van jou eie onvergewensgesindheid, dat daar nie plek is vir vrede nie. Ons sê mos, van die hart van vol is, loop die mond van oor. Geseënd is hulle wat 'n sagte hart het. Hulle wat in 'n intieme verhouding met God staan. Geseënd is die vredemakers. Vrede maak, aktief, betrokke, om vrede te bewerk. Vrede tussen mense. Jy sien, ek kan nie vredebewerker wees as ek in my eie hart nie vrede het nie. Ons gaan ons stil staan by die interpretasie van die wet, maar daardie een wet wat sê oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. As jy my slaan, gaan ek terugslaan. Geseënd is die vredemakers, wat die ander wang draai. Vrede tussen mense, vrede tussen God en die mens. Gesindheid van vrede, sagmoedigheid en genade. As jy bekleier, is jy iemand wat te alle tye jouself, jou eie punt wil bewys? Al loop het uit op 'n risie, maar ek wil my punt bewys. Dit wat ek glo, dit wat ek sê is reg. En dit baie keer doen ten koste van vrede en verhouding. Miskien het ons soms net laat gaan. Laat hy of sy dan glo of doen
wat hy of sy glo, maar dit is nie die moeite werd om hare te kloof daaroor. Om in onvrede te leef. Wees haastig om in vrede te leef en te soek. En dan die laaste, geseënd is hulle wat vervolg word. En dis by hierdie saligspreking is daar 2 verse wat gebruik word om dit uit te bou. Geseënd is hulle wat swaar kry. Geseënd is hulle wat onderdruk word. Geseënd is hulle wat bespot word. Want hierdie gaan oor beledigings. As jy gaan lees by elkeen van daai verse, dit gaan oor beledigings. Dit gaan oor laster, mense wat valslik beskuldig word. Gelukkig is jy, as jy swaar kry hier op aarde, ter wille van Christus. Ek sluit af. Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou gelukkig? Is hierdie saligsprekinge, die 8 van hulle, nie so anders as wat die wêreld sê? Kan ek die vraag andersom vra? As die Here vir ons sê, dis die riglyne vir koninkryksmense. Dis my riglyne vir kinders van my, vir my volgelinge. Dan is die vraag, voldoen ek hieraan? Is ek afhanklik van God? Is ek 'n vredemaker? Iemand wat ander se belange altyd eers te soek? Het ek 'n sagte hart vir mense? Is ek aktief deel in God se koninkryk? Dan is ons uitermate geseën. Ek kan vandag vir jou sê, jy kan in die wêreld gaan soek. Jy kan alles probeer wat werklik jy dink gelukkig maak. Maar die wêreld se geluk kom uit botteltjies en pille en drank en om partytjies en menslike prestasies. Alles om die mens gaan. Dit bring nie geluk. Ware geluk is van binne. Dis 'n verhouding met God wat reg is. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie dat U vandag vir ons duidelik kom wys wat is werklike geluk. Here, dit is so anders as wat ons in hierdie wêreld leef. En ons weet daar's net een bron van ware geluk en dit is U. Daardie vers 3 wat sê, gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van U is. Dis alleen wanneer ons aan U oorgee, wat ons lewe volgens U wil, wat ons geluk kan ervaar. En ons loof U daarvoor. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied. Thank you.
enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoor. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste rots. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste rots. Die doop is die siel dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my nooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, ek sal my nooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. My enigste troos in lewe en in dood, dit wat werklik geluk bring, is dat ek aan Jesus Christus behoort. En mag dit vandag in jou lewe waar wees. Ontvang my die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.